Hallo almal, in hierdie video gaan ek jou help met jou eindeksamen voorbereiding. Ek bespreek die 2024 Gauteng rekordeksamen se vraestel 2, vraag 5. Vraag 5.1. Vereenvoudig en dan gee hulle vir jou daai lelike ding tot 'n enkele trigonometriese term. Nou goed, hierdie is eintlik oorwegend graad 11 werk. Nou ja, hoe gaan ons hierdie ene doen, stukkie vir stukkie? Ons begin hier met sin kwadraat 180 grade plus x. Nou, die 180 grade plus kwadrant is daardie ene en ons weet dat sin is negatief daar. So daardie eerste ene word dan min sin x en onthou jy sit daardie in 'n hakie en jy kwadreer hom dan. Maal die tweede ene sin min x, dan sê ons die sin van 'n negatiewe hoek is negatief die sin van die positiewe hoek. Alles oor. Nou het ons vir min sin 90 plus x. Nou die 90 plus kwadrant is hierdie ene en dit is sin se kwadrant, so hy gaan positief wees en onthou as ons die 90 plus of min of 270 plus of min, as jy dit al gesien het, gebruik dan verander die naam na die kofunksie toe. So daardie ding bly, ek wil net vir jou wys, hierdie minus is hierdie minus en dan word dit cos x. En dis positief cos want die 90 plus kwadrant is sin se kwadrant. En dan maal die tan x wat saamry, maar tan weet ons mos is sin x op cos x en ons minus 1. In die volgende stap gaan ons dan nou gaan en sê min sin x gekwadreer is plus sin kwadraat x maal met die min sin x alles op en dan hier kan jy gaan en sê cos x kanseleer en dan bly daaroor min sin x en moenie die min 1 vergeet nie. Dan kan ons nou bo die lyn gaan en sê sin kwadraat x maal min sin x gaan wees. Nee, wat ek gedoen het, is ek het gesê sin x en sin x kanseleer en 'n min deel 'n min is 'n plus. En dan bly daaroor sin kwadraat x min 1. Nou moet jy baie versigtig wees. In graad 11 het ons 'n identiteit, wat ons noem die vierkantsidentiteit, en hy sê sin kwadraat x plus cos kwadraat x is gelyk aan positief 1. Nou hier sien jy 'n min 1. So wat eintlik gebeur, is hierdie 1 het oorgeloop en min 1 geword, en daardie cos kwadraat x gaan oorloop en min cos kwadraat x word. Met ander woorde, ons kan vir sin kwadraat x min 1 gelyk kry aan min cos kwadraat x. So in die volgende stap, dan is die antwoord min cos kwadraat x. Gegee cos a minus b is gelyk aan, en dan daardie ding noem ons 'n saamgestelde hoek. Ek noem hom sommer die moeder. Nommer 1. Gebruik die bostaande identiteit om af te lei dat sin a plus b is nou daaraan gelyk. So ons moet nou eintlik daardie saamgestelde hoek aflei. Hierdie is 'n bewys, so jy moet hom leer. Jy gaan hom kry. Goed, ons begin met sin a plus b. Sin a plus b is dieselfde vanuit ons herleidingsformule van graad 11 as cos 90 grade minus wat ook al daardie hoek is. So dit blyk eintlik so. 'n Mens kan sê sin theta is dieselfde as cos 90 grade minus theta. So daardie hoek wat jy daar sien, dis wat jy daar sien. En dis nou wat gebeur het. Daar is jou a plus b, daar is jou a plus b. Dan kan jy gaan en sê, nou hoe hierdie werk, is 'n mens vermenigvuldig die minus in, en toe het ek net daardie twee dan nou gegroepeer, en dan staan nou nog 'n min b. Hoekom het ek nou dit gedoen? Want ek het vir cos a min b. So ek moes nou eers hierdie ding verander, so hierdie sal wees soos daai eerste ene, die a minus die b. Nou kan ek daardie hoek, of eerder, identiteit, kan ek dan nou uitskryf, soos daai, deur hom in 'n saamgestelde hoek identiteit te verander. So dit kan wees cos
90 grade minus a cos beta plus sin 90 grade minus a sin beta. En dan gaan jy nou net sê, cos 90 minus a, dit is 'n kofunksie, dit is dieselfde as sin a, en cos b ry saam, en hier gaan jy sê, sin 90 grade minus a is 'n kofunksie, dit word plus cos a maal met sin b. En daar het jy jou saamgestelde hoekidentiteit vir my bewys. 5.2. Sonder 'n sakrekenaar vereenvoudig die volgende. Nou gaan jy sien, as ons hulle vereenvoudig, wat ons eintlik doen, is ons verander ons hoeke na skerphoeke toe. So 420 se probleem, 15 is reg, cos 15, sin 300 is nie skerp nie, en cos 105 is nie skerp nie. So ons gaan ons herleidingsformules gebruik. Kom ons begin by cos 420. Nou die eerste ding wat jy doen, is as daardie hoek groter is as 360 grade, dan trek 'n mens net doodgewoon 360 grade af. Of eintlik is dit soos om te sê, cos 360 plus 60 grade. Onthou, hierdie hoekie is altyd skerp. En die cos 360 plus, dit is in die eerste kwadrant, so daardie ding is dan net cos 60. So terug by ons som, is cos 60. Cos 15, die hoek is klaar skerp. Kom ons kyk na sin 300. Sin 300, om hom skerp te maak, gebruik ons die herleidingsformule 360 minus 60. En die 360 minus kwadrant is daardie ene. En daarom kan ons nou vir sin 360 herlei na sin 60 toe. Maar dit moet negatief wees, want cos is positief in daardie kwadrant. So nou die plus sin 300 gaan dan word min sin 60. Die volgende een, cos 105. Om daardie hoek skerp te maak, gebruik ons die herleidingsformule 90 grade plus 15. So hierdie is die 90 grade plus kwadrant, maar jy moet oppas, as dit 90 grade is, dan is dit die kofunksie, die naam verander na die kofunksie toe, so hy word dan sin 15. En jy moet versigtig wees, dis eintlik, ek moet net hierdie bysit, dis min sin 15. Hoekom? Want cos in die 90 grade plus kwadrant is negatief. Goed, terug by ons som. Nou kan ek gaan en sê, hierdie ding is eintlik 'n saamgestelde hoek, want kyk hierso, kyk of jy die patroontjie kan herken. Cos, cos, sin, sin, en hierso gaan jy 'n min maal 'n min is 'n plus. En dan is dit 60, 15, 60, 15. So hierdie is die cos 60 minus 15 saamgestelde hoek. En dan 60 minus 15 is 45 grade. En as 'n mens dan cos 45 grade doen, dan kry jy wortel 2 op 2. Gegee, en dan gee hulle vir jou daardie identiteit, en hulle sê nou, bewys dat tan kwadraat x, elke een op tan kwadraat x minus 1, gelyk is aan cos 2x op cos kwadraat x. Nou, ons kan enige plek begin. Gewoonlik sê ek begin by die moeilikste kant, en dit lyk vir my definitief na die linkerkant. So ons sal nou maar daar begin. Nou die eerste ding wat ek nou gaan doen, is ek gaan hierdie tan kwadraat x, nog voordat ek vir tan sin op cos maak, gaan ek daardie ding in vermenigvuldig, en dan kry ek dit. Dan in die volgende stap kan ek sê, tan kwadraat x gaan homself in 1 keer, tan kwadraat x gaan homself in 1 keer, en ek het 1 op 1 wat 1 is, so met ander woorde, dit is 1 minus tan kwadraat x. So nou het ek nie 'n keuse nie, nou moet ek gaan en sê, dat tan is dieselfde as sin op cos, so tan kwadraat is sin kwadraat op cos kwadraat. Nou goed, nou gaan jy bietjie met algebra dink. Nou kyk gou eers hier aan die regterkant. Dis so goed, jy het 1 minus x op y. So as jy daardie in algebra sou doen, wat 'n mens sou doen, is jy gaan hierdie getal met 'n y op 'n y vermenigvuldig, en dan word daai hele ding, word dan y minus x op y.
So terug by ons terug, dan gaan ons nou net sê, hierdie een, daardie een, gaan ons nou maal met 'n koskwadraat x op 'n koskwadraat x, want ons wil die onderste ene koskwadraat x hê, en dan kan dit word koskwadraat x minus sin kwadraat x op koskwadraat x. En wat weet ons? Daardie is die dubbelhoek vir kos, so ons kan hom skryf as kos 2x op koskwadraat x. En dit is wat hulle wou hê. Ons het hom bewys. Hierdie vraag het net een getel en die vraag sê vir watter waarde of waardes van x in die interval 0 tot by 180 is daardie lelike ding ongedefinieer. Nou ek leer sommer nou net vir jou. Die feit dat daar 'n tan is of 'n tan, weet jy klaar, tan is ongedefinieer by x is gelyk aan 90 grade. 1 punt coming your way. 5.4. Bepaal die algemene oplossing van die vergelyking. Nou, altyd, as jy met hierdie goed werk en daar is 'n dubbelhoek, dan stel ek voor jy verander daardie dubbelhoek sodat dit enkelhoeke is. En by cos 2x het jy 3 opsies. Nou watter opsie om te gebruik? Jy moet nou kyk na die res van jou som. So die res van my som met 'n kos in. So daarom gaan ek die opsie gebruik 2 cos kwadraat x minus 1 is gelyk aan cos x. En dan by hierdie goed moet 'n mens die algebra sien. So wat jy nou eers gaan doen, is jy gaan nou eers hierdie cos x laat oorloop, en dan is jou vergelyking eintlik in standaard vorm gelyk aan 0. Nou kom ek wys jou gou, in algebra sou daardie gewees het 2x kwadraat minus x minus 1 is gelyk aan 0. En dan in algebra sal jy hom gefaktoriseer het en dit sal wees die faktore 2x plus 1 hakkie x min 1. So terug by ons som, as gefaktoriseer sal wees 2x plus 1 hakkie cos x min 1. En nou gaan ons hom net individueel oplos. So ons gaan sê cos x is dan minus 'n half of cos x is 1. Nou goed, by hierdie ene gaan jy nou eers 'n verwysingshoek kry. So jy gaan sê shift cos 'n half is gelyk aan, dan gaan jy sien jou verwysingshoek is 60 grade. En dan moet jy redeneer, waar is cos negatief? In jou K-diagram, cos is negatief in die tweede en in die derde kwadrant. So nou gaan jy sê, en hierdie ene is nou eintlik soos die tweede kwadrant. Die hoek wat jy daar kry, x gaan skryf jy daar, en in die tweede kwadrant, daardie kwadrant is mos die 180 grade min kwadrant. So dit is 180 grade minus jou verwysingshoek, en jy sit by plus k maal 360 grade, k element z. En dan gaan jy hom net oplos. 180 minus 60 is 120, en jy laat hierdie plus k maal 360 saamloop. En k element z. En nog steeds, waar is cos negatief, het ons besluit in die derde kwadrant. So hierdie ene bly in die derde kwadrant, en die derde kwadrant is die 180 grade plus kwadrant. So jy sê, weer eens, daardie hoek x wat jy daar gekry het, skryf jy daar, is gelyk aan, en dan 180 grade plus, en daardie is jou verwysingshoek. Plus k maal 360 grade, k element z. Daarom kan jy sê, 180 plus 60 is dan 240, plus k maal 360, k element z. En dan moet jy nou nie van hierdie een vergeet nie, mens kan maklik van hom vergeet. Sy oplossing, cos x is gelyk aan 1, dit kry ons eintlik, maar net by enige omwenteling. So jy skryf dan net daar k maal 360 grade, k element z. Dit lyk eintlik so. Onthou jy, dis as jou kosgrafiek daai. So dis mos daar by 1 en dan 'n volle 360 grade later. 5.5. Dit word gegee dat sin theta is gelyk aan 'n half is. Bereken die numeriese waarde van sin 3 theta sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. Nou gaan jy vir sê, juffrou, hier is nou 'n trippelhoek, ons doen nie dit nie. Nee, ons doen nie, maar wat ons wel doen, is ons doen saamgestelde hoeke en ons doen dubbelhoeke. So jy kan daardie 3 theta dan skryf as sin, hakkie,
2 theta plus theta, want 2 theta plus theta is 3 theta. So eintlik het jy hom nou verander in 'n saamgestelde hoek. So die saamgestelde hoek vir sin gaan dan wees sin 2 theta cos theta plus cos 2 theta sin theta. Nou sien jy het dubbelhoeke. Daardie sin 2 theta is 'n dubbelhoek en cos 2 theta is 'n dubbelhoek. So sin 2 theta as 'n dubbelhoek het net een opsie en dit is 2 sin theta cos theta maal cos theta. En dan hierdie ene, cos 2 theta het 3 opsies. Nou watter opsie om te gebruik? Onthou jy, ek het in die vorige vraag het ek vir jou gesê, laat die res van die som jou lei. So die res van die som is 'n sin theta. So ek gaan nou daardie een opsie gebruik wat die sin in het. So 1 minus 2 sin kwadraat theta. Nou, in die volgende stap gaan ek nou hierdie cos theta vermenigvuldig en hy word 2 sin theta cos kwadraat theta en ek gaan hierdie sin theta soontoe vermenigvuldig, hy word sin theta en ek gaan die sin theta soontoe vermenigvuldig en hy word min 2 sin tot die maag 3 theta. Nou gaan jy sien, my som is nou al amper mooi, maar hier is nog steeds 'n probleem en my probleem is hierdie cos kwadraat theta. Ek hou nie daarvan nie, want die hele som is in terme van sin, nou is hier 'n cos kwadraat. In graad 11 het ons 'n herleidingsformule, nee, ek jok, is 'n vierkantse identiteit, wat ons gesê het, cos kwadraat theta plus sin kwadraat theta is 1, en dan kan jy sê, cos kwadraat theta is dieselfde as 1 min sin kwadraat theta. Lekker graad 11. So dan, in hierdie een se plek, het ek dan nou net 1 minus sin kwadraat theta gaan skryf, daardie sin theta het saamgery, en die 2 sin tot die mag 3 theta het ook saamgery. Nou, in die volgende stap gaan ek nou hierdie 2 sin theta in vermenigvuldig, en dit word 2 sin theta minus, en dan sin theta maal sin kwadraat theta is sin tot die mag 3 theta. En dan die ander twee het saamgery, en nou gaan ek net gelyksoortige terme bymekaar tel. So ek kan sê 2 sin theta plus sin theta is 3 sin theta, en ek kan sê min 2 sin tot die mag 3 theta minus 2 sin tot die mag 3 theta is 4 sin tot die mag 3 theta. Nou, waar is ons nou? Reg aan die begin het ek vir jou gegee dat sin theta is gelyk aan 1/2. So nou kan jy in sin theta se plek 1/2 vervang. Kyk nou, baie hakies. 3 en in sin theta se plek 1/2 min 4 en in sin tot die mag 3 gaan jy dan 1/2 tot die mag 3 vervang. So, daardie hele ding, as jy dit met jou sakrekenaar uitwerk, dan kry jy die antwoord is 1. Baie dankie dat jy na my video gekyk het. As jy klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo, dan vat dit jou na die volgende vraag van hierdie vraestel toe. As jy kyk aan die regterkant, sal jy sien, het ek vir jou die 2 playlists van die graad 11 trieg en die graad 12 trieg aangeheg.